Ons soek Yeshua, maar ons vind hom nie, omdat ons hom nie soek vir wie hy is nie. Dis die probleem. Ek wil Yeshua aanbid, maar ek wil hom aanbid as die drie enige God. So hy is die een God, en die Vader is die ander God, en hulle is een God, en ek moet deur hom bid tot die Vader, en ek is so verstrengel. En nou soek ek hom in die woord, maar hy moet aanpas by die drie enige God. Ons soek Yeshua, maar ons vind hom nie, omdat ons hom nie soek vir wie hy is nie, maar vir wie ons wil hê hy moet wees. Ons wil hê hy moet wees, soos ons hom verstaan, en hoe hy aan ons oorgelewer is, oorgedra is. Maar hy is wat hy is, en ons moet hom soek vir wie hy is. Slegs dan sal jy hom vind. Jy gaan 'n afgod in jou kop hê. Iemand anders het die fundament gaan lê van wie Yeshua is, van wie Yahweh is, van wie die Almagtige is. Hulle het 'n ander fundament gaan lê. En nou moet jy bou. 'n Bouer kan nie bou op 'n ander fundament as wat daar lê nie. En die fundament wat vir ons gelê is 'n drie enige God. En nou bou ons op dit. En ons kry nie die goed ingepas nie. Jy vat die bloudruk van die argitek, en die argitek se bloudruk sê, maar hier moet 'n vierde vertrek aankom, maar daar's nie 'n fundament vir dit nie. Hier's net 'n fundament vir 3 vertrekke. Waar moet ek hierdie vierde vertrek nou bou? Jy kan nie. Wat's verkeerd? Die fundament wat gelê is verkeerd. Die fundament wat vir ons gelê word, is 'n drie enige God. En ons lees van die Almagtige, en ons pas hom elke keer op die fundament in van 3 gode, wat een God is. En dit wil nie pas nie. En wat doen die bouer? Hy gooi sy hande in die lug, hy loop weg. En dis ons. Ons moet nou bou. En ons sien, maar ek verstaan nie. En ek loop weg, en ek gehou my besig met die dinge van die wêreld, want iemand anders het vir my 'n verkeerde fundament gelê. Johannes 14 vers 7. Hy sê, as julle my geken het, sou julle my Vader ook geken het. As julle my geken het vir wie ek is, sou julle my Vader ook geken het vir wie hy is. En van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Nou, Yeshua praat met sy disippels, hy sê, julle het die Vader gesien. Nou, Filippus, hy sê, maar meester, toon ons die Vader. En dit sal vir ons genoeg wees. Hy sê, u sê, ons het die Vader gesien, maar wys hom, dat ek hom kan sien. Yeshua sê vir hom, ek is so lank al by julle, en het julle my nie geken nie, Filippus. Hy sê dit direk Filippus. Filippus sê, wys ons die Vader. Hy sê, Filippus, ek is nou al so lank hier by jou. Het jy my nie geken nie, het jy nie die Vader gesien nie. Hy wat my gesien het die Vader gesien. Hoekom? Want hy en die Vader is presies dieselfde God. En hoe sê jy, toon ons die Vader? Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Ons is dieselfde. Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly. Hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my. Anders, glo my ter wille van die werke self. En dis of Yeshua Filippus tegemoet kom. Hy sê, as jy dit dan nou nie verstaan nie, as dit nie tot jou deurdring nie, glo my ter wille van die werke. En dan sê hy volgens vir ons, glo my ter wille van wat ek sê. Glo my, al wil jy verstand dit nie verstaan nie. En die geloof sal bykom. Geloof groei. Geloof is lewendig. Maar solank as wat jy dit weerstaan en sê, maar dit kan nie geloof nie groei nie. Jy werk jou eie geloof te, want jy wil glo soos wat jy self wil glo, wat vir jou aanvaarbaar is en wat vir jou gemeenskap om jou aanvaarbaar is. As jy Rooms-Katoliek is, glo jy soos 'n Rooms-Katoliek. As jy 'n Protestant is, glo jy soos 'n Protestant. As jy in 'n Glorie Kerk is, glo jy soos 'n Glorie Kerk. En jy pas die woord van God aan by dit. En ons moet van dit alles ontslae raak. En hier is Filippus, en hy het 'n sekere gedagte in sy gemoed van die Seun en die Vader. En Yeshua sê, as jy my gesien het, het jy die Vader gesien. En hy sê, maar kan dit nie glo nie. Yeshua sê, glo my woorde, soos ek dit vir jou gee, en die geloof sal kom.
maar moenie dit weerstaan nie. En moenie 'n ander fondament maak. Moenie jou geloof bou op oorlewering nie, want oorlewering is 'n fondament wat iemand anders vir jou gee en sê bou hierop. Hier is ons kerk se geloof, bou hierop. Dis die fondament van 'n kerkgeloof. Jy kan nie God bou op daai fondament nie. Want die fondament is 'n menslike fondament, hy's te klein en dalk nog verkeerd op. En nou openbaar God homself aan jou en jy moet dit op daai fondament bou en dit pas nie. Raak van die fondament ontslae. Yeshua is ons fondament en ons kan op geen ander fondament bou nie.